So baie dinge in ons lewe. Hang af van die woord van die Here. Maar soveel keer is ons nie bereid om werklik by die woord van die Here uit te kom. Baie van ons verstaan nie hoekom ons lewens nie is wat ons wil hê dit moet wees. Maar hoeveel keer gaan soek ons in die woord van die Here die antwoorde? Hier is 'n ding wat ek agtergekom het, is dat ons 'n maklike tipe geloof soek. Ons wil baie eerder net ons grocery lysie vir die Here gee en verwag dat alles met hom nou moet reg wees. Maar die Here verlang 'n verhouding met ons. En 'n verhouding verlang gesprekke. Hoe kan jy 'n gesprek met die Here hê as jy nie werklik luister as hy praat nie, of nie gaan na 'n plek toe waar jy hom kan hoor? En ons het die Heilige Gees nodig, ons het die woord van die Here nodig. Die woord van die Here kan nie uit die equation uitgehaal word. Die woord van die Here is waar ons geloof groei. 5 comes by hearing and hearing by the word of God. En baie keer dink ons is genoeg om maar net op 'n Sondag in 'n kerk te sit en 'n godsdienstige gevoel te kry. Maar dit is nie waaroor ons kindskap en ons Christendom eintlik gaan nie. Ons lees in Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlikste wese, tot in ons gewrigte. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Die woord van die Here is vol lewenskrag en energie. Met ander woorde, as jy moedeloos is en jy is moeg, jy wil nie meer aangaan nie, waar gaan jy jou lewenskrag en energie vandaan kry? Jy gaan na die woord van God kyk. En dan in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê hy, die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Toegerus vir elke goeie ding wat God wil hê ons moet doen. Die woord van die Here is so ongelooflik dat dit 'n mens regtig nuwe moed en krag kan gee. Ons het regtig nodig om die woord van God te begin sien vir wat dit is. Dit is 'n handboek vir 'n geesvervulde lewe. Dit is 'n handboek om ons te waarsku. En baie keer is daar dinge wat ons nie verstaan wat in die woord van die Here staan nie. Hoekom het die Here 'n beperking op sekere goed gesit vir sy kinders? Dit is sodat sy kinders kan rein bly. Dit is sodat sy kinders geestelik sterk kan bly. Baie mense dink dat om 'n kind van die Here te wees is inperkend. Dit is nie. Maar baie mense verloor hulle geloof, gaan weg van die Here af, omdat hulle nie weet wat die Here van hulle sê nie, en omdat hulle dink dat die woord van die Here is net 'n klomp reëls en 'n klomp regulasies, maar is soveel meer. Kom ons gaan deur ons leefstyl en ons leer ken wie ons God is, deur sy woord te lees, en ons gaan kyk wat hy van ons sê, en wat sy wonderlike beloftes en wonderlike lewe ons kan ontvang, as ons ons geloof op hom sit. Hemelse Vader, ons sê vanmôre vir u dankie, dat u ons koning is, ons redder en ons leidsman. Help ons om meer tyd by u en in u woord te spandeer, sodat ons kan sien, Here, wat u wil hê ons moet sien, sodat ons kan leef, Here, soos u wil hê ons moet leef, sodat ons u krag, u liefde en gesonde verstand in ons lewens kan begin toepas. Ons eer en verheerlik u naam. Amen.